Ek is die saadjie in die grond. Hy gooi sy water oral op my. My wortels vasgegroei in hom. Totdat my eerste blare son kry. Hy gee my lewe elke dag, beskerm my met al sy mag, teen warm son en koue nag. Hy is die boom in die aarde, wat sy takke oor my sprei as storms val. Ek hoef nooit te vrees nie, want ek weet hy sal my altyd in sy skadu hou, die boom van die lewe, wat my veilig hou, tot ek my takke sprei, en 'n ander ook beskerm net soos hy, want ek lewe net vir hom en hy vir my. U maak my sterker elke uur, in brande hou u al die vuur weg, my vrugte vorm uit u gees. Met u langs my sal ek niks vrees nie. Hy gee my lewe elke dag, beskerm my met al sy mag, teen warm son en koue nag. Hy is die boom in die aarde, wat sy takke oor my sprei as storms val. Ek hoef nooit te vrees nie, want ek weet hy sal my altyd in sy skadu hou, die boom van die lewe, wat my veilig hou, tot ek my takke sprei, en 'n ander ook beskerm net soos hy, want ek lewe net vir hom en hy vir my. Hy gee my lewe elke dag, beskerm my met al sy mag, teen warm son en koue nag. Hy is die bron van al my krag. Hy is die boom in die aarde, wat sy takke oor my sprei as storms val. Ek hoef nooit te vrees nie, want ek weet hy sal my altyd in sy skadu hou, die boom van die lewe, wat my veilig hou, tot ek my takke sprei, en 'n ander ook beskerm net soos hy, want ek lewe net vir hom en hy vir my. Wie kan weet, wie kan dit verstaan, wie begryp die krag van u naam, die engele sinde. Goeiemôre. Baie welkom by vanoggend se erediens. Ons is bly julle is almal hierso. Ons gaan so een liedjie sing vir vooraf sang. Julle kan net so bly sit en dan sing ons lekker saam. Oké, julle kan maar staan. Sorry, skus. Ek het dit gemis in die memo. Is ons moet ek gou kom help daar? Julle kan maar weer sit en dan weer staan en dan noem ons dit oggend aerobics. Agterwyl hy nou besig is, gaan ek maar sommer 'n bietjie die verwelkominge doen en vir Frans was hy baie welkom hierso. Ek sien jy het 'n klomp ouens vir ons bygebring.
Welkom ook aan elkeen van julle en ek hoop regtig dat die Here vir julle weer belewenis sal gee van iets wat julle ook ervaar het daai tyd. Nou kan ons weer staan. Vroeg in die môre, saam met die sonsopkoms, sien ek die liefde en laat in die nag as stilte oor alles daal. Voel ek die vrede, dankie vir liefde, dankie vir lewenskrag. En elke mooi dag, dankie vir vrede en alles wat U my bied. Ontvang my liefdeslied. En as ek opstaan, tref die gedagte my. Dis net genade, alles wat ek so as vanselfsprekend aanvaar. 'n blote gawe, dankie vir liefde, dankie vir lewenskrag. En elke mooi dag, dankie vir vrede en alles wat U my bied. Ontvang my liefde, dankie vir liefde, dankie vir lewenskrag. En elke mooi dag, dankie vir vrede en alles wat U my bied. Ontvang my liefdeslied. Julle kan maar sit, skus. Goed, ons het net so 'n paar praktyke wat ons net bietjie agter die blad wil kry. Weer eens welkom aan elkeen van julle. François, welkom hierso. En ek hoop regtig jou belewenis is wat dit was in die ou dae, toe jy nog hierso was. So baie ook welkom aan al die kuiergaste wat ook hierso by mekaar is. Ja, ons het maar 'n praktykie hier in die gemeente wat ons wil onderhou. Die eerste is die kinders wat kerk toe kom in die vakansie mag kom toffies kry. Dis net ons. Al die kindertjies van Jesus is nie poppos nie. Plesier. Het ons genoeg? Moenie worry. Van 12 maandjies oor. Okay, daar, julle sal moet bid vir vermeerdering van die toffies. Maar moenie worry nie. Hier kom, hier kom. Net een, hè? Daniel vat 2. Ah, sy. Sy is bly oor haar toffie. Wat van my? Goed, en dan natuurlik voordat ons by die verjaarsdag kom, daar's so 2 mense wat ons net ons druk nou ongelukkig nie programmetjies in die vakansie nie, maar daar's 2 mense wat ons graag by die gebedslys wil voeg. Die een is Osias. Hy is sukkel bietjie met die been, so ons dink aan hom. En dit is My skoon. en Christa se skoonma wat maar so bietjie ook swaar kry. Sy was ingejaag hospitaal toe. En hulle het op 'n drip gesit, né? Ja, En bloeddruk. vir haar bloeddruk en 204, dis is ongesond, net die boonste ene. So ons dink maar ook aan jou en aan jou ma en ons glo dat alles ook daar beter sal gaan. Goed, dan is dit verjaarsdag. Nou hoop ek het genoeg hiervan. Ek weet van een verjaarsdag wat vandag hier so is. En dis my liewe goeie vriend Silje. Silje Myntjies, hy het 'n van en 'n naam en 'n van en 'n van. Is daar nog iemand in die kerkgebou wat verjaar hierdie week vandag?
Julle moet nie baie wees nie asseblief. Kom kry vir julle sjokolade. Dis hoe dit werk hier. So jy moet 'n sjokolade hier kom afhaal. Nee man, moet nou nie bang wees nie. Lewe is 'n lied. Is daar nog iemand? Is daar nog iemand? Tannie verjaar tannie ook. Of jy? Great man. Jy mag hierdie ene vat, die pappa moet hom vat. Sy, baie geluk met julle verjaarsdag. Mag daar vele meer wees. Geluk met die verjaarsdag. Kom ons gooi dit. Veel geluk, liewe maatjies, omdat jy verjaar. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Dis my storie. Sterkte vir jou. Mag die Here vir jou ryklik seën. Baie dankie Raymond, dit is so wonderlik om julle almal te ontmoet vanoggend. En die eerste wat ek daarom net wil sê is, soos wat jy dit nou opgestel het, klink amper asof hierdie nou 'n oudtydse nostalgiese saamwees gaan wees. En in Prediker sê die woord, moenie sê in die ou dae was dit beter as nou nie. En ons doen dit almal, partymal met ons maatskappy, dalk met ons kerk, gemeente, of met die land, of met die wêreld, maar Prediker sê, dis nie wysheid nie, want die probleem is, as ons sê in die ou dae was dit beter as nou, dan met nostalgie maak ons asof alles net perfek was, en dit was beslis nie. En as ons dit sê, dan is ons kwaad oor vandag, en ons leef nie voluit vir môre nie. So dis so my gebed vir jou en vir my, dat ons terugkyk, ja, en sê, dankie Here vir hoe U ons gelei het en getrou was deur die jare, maar dankie vir vandag, en dat U my geroep het vir 2026, om te woon en te leef in Middelburg, en in Ligkruisgemeente, of wat 'n gemeente jy ook al deel is van die Here se liggaam, en dan om sy lig te skyn. In 2001 September, nog kort voor 9/11, is hier op hierdie dak van hierdie kerkgebou, is 'n ligkruis opgesit. Dankie Johan, dit was wonderlik. Hy het hom opgesit en toe eers het ons by die kerkraad toestemming gekry. Mense kom ons altyd daardie tyd sê jammer. En wat so wonderlik was, is van daai tyd af, ligkruis, die beginsel, die konsep, ons wil 'n lig wees, ons wil 'n verskil maak. En 20 jaar gelede het julle my hier uitgestuur, en dis wonderlik om te bly in die Suid-Kaap. Die pastorie waarin ek en Karina en Ivy, ons hondjie, bly, is 75 jaar oud, soos Blanco gemeente ook hierdie jaar, en ons gebruik net een kamer. So, julle is baie welkom, as julle daar in die Suid-Kaap kom, daar's baie plek, en is naby die see, so ons is bly daaroor. Maar vriende, ek wil vir julle ietsie leer. In ons gemeente die laaste 2 jaar, daaronder het ons beginwoorde. En ons beginwoorde is om te sê, dankie Here. Dankie vir U en vir wie U is. En ek wil sommer net vinnig dankie sê vir Raymond, vir Christa, Tannie Rini, en 'n klomp mense wat dit moontlik maak dat ons hier kan wees. Corno en Rachel, en Suzette Becker, by wie ek en Karina bly, en Hestie en Alet, en George en Ingrid, by wie my ouers bly, en die Koleskies, die Bronkors, die Metons, Hardes, julle en julle familie, en my dokter wat vir Tieukie in die wêreld gebring het, ou Jaco, ek verlang na hom, julle as gesin wat hier is, Dion en Vanet. Ek het hier weggery 20 jaar terug met 'n kar wat ek by jou gekoop het. Hierdie is nie advertensie nie, sommer net tussen hakies. Vriende, my tandarts. Ek en jy moet praat. Hierdie 20 jaar oue tande, moet by jou kom inruil asseblief, Awel. Ag, julle en so, ek sien 'n koppel wat ek getrou het. Nee. En ek hou van jou haarstyl, dit lyk nes myne. En laat ek sien, Redmond, Ansie, wow, julle, en ek mag dit seker nie sê nie, maar my favorite, my vrou natuurlik, en langs haar, dit is so wonderlik om jou te sien, Ria, jy noem my nou nog, my dominee,
En ek kan ongelukkig nie verder sien nie. My oë is nie meer wat dit was 20 jaar terug nie, maar so dankie vir julle elkeen. En ek wil gou vir julle wys 'n foto van November 2006. Dis die volgende ene, Rachel. En hier is hierdie 2 by 2 meter geskenk, net mooi hier vir ons gegee. En al die name wat ek nou genoem het en die wat ek oorgeslaan het, Adrian, julle van Sanganani en Light of the Cross Church, julle foto's daar, Hestie Wheeler, en dis my soms so hartseer as ek kyk na van die foto's en ek sien Thomas, wat ek die voorreg gehad het om die begrafnis te hou, en in die laaste 20 jaar gemeente vriende van ons mense wat oorlede is. Maar as julle nou kyk na hierdie foto en die volgende een gaan bietjie nader, dan het ek gister by Johan Stals, my amper tweeling, ek en hy verskil net 4 dae. Ons is beide Summer of 69, Brian Adams se babas, en ons het elke jaar gepraat en hierdie jaar ook. En toe het ek nou so half ingezoom met hierdie foto's, daar sien julle my geliefde dokter Kooitjie se foto, en as jy hom nog so 'n bietjie nader gaan, was dit die foto wat amper heel bo is, van Johan en van Louise, en dit was so kosbaar, om gister sy aardse lewe te vier met hartseer en trane, maar met hoop, want hy lewe. Die woorde aan die kruis het vir hom waar geword op 28 Junie, op daai verskriklike pad en ongelukstoneel, het hy beleef, Jesus praat die waarheid, as hy sê, as my kinders sterf, dan sien julle my op daai dag in die paradys. So vriende, dit is iets wat ons elke dag verbyloop, as ons so saam is, en die volgende foto wil ek vir julle wys. Dit is die 75 jaar fees in my maand gewees van Blanco gemeente. Ek en Karina bly in 'n pastorie wat 75 jaar jonk is. En hierdie was nou ons spesiale 11 Mei foto wat ons geneem het van die gemeente. En daar is Gautengers en Mpumalanga mense en hulle sê vir my daar is nog plek. Daar is nog plek. Ons het die laaste 10 jaar sê ons al vir mekaar, ag ouens asseblief, kan ons nie 'n muur opbou nie en sê die Suid-Kaap en die Kaap is nou vol. Maar vanoggend sê ek enige van julle met die aftredes en goed, julle is welkom. En dan sommer net vinnig die volgende ene is die laaste familiefoto van ons as 'n gesin, heel links Marise wat in 2002 gebore is hier in die Midmet en haar vriend Sam en dan my skoondogter Anneke en Roshai langs haar. Juffrou Hestie was Roshai se graad 1 juffrou en ek het Roshai en Anneke getrou in 2019 en hulle maak vir my en Karina oupa en ouma vir die eerste keer in November hierdie jaar. Dan is dit Karina se mamma en dan is dit Theo en sy verloofde Gabby en dan is dit ons twee wat nie meer lyk dink ek soos destyds nie. Karina het my gevra of ek nie met my baard sal afskeer vir vandag nie, dan lyk ek so bietjie jonger. Maar vriende, dis ons, en as ons die diens begin om te sê, dankie Here vir iets, dan wil ek julle die volgende foto wys. 11 Mei het die huisie wat Karina, nadat sy byna dood is aan COVID, het sy 3/4 van wat jy daar gesien het, van daai huisies met die hand self gebou. Haar studio, haar kunststudio vir haar besigheid met kaartjies van haar eie waterverfskilderye en ek het huweliksgesprekke en counselling daar gedoen en al ons verjaarsdae was daar, was so wonderlik. En toe op die 11de Mei sal julle weet van die storms in George, die golfbaan, maar Blanco, waar ons bly, is die ergste getref en Karina se huisie is deur die munisipaliteit se boom middeldeur geval. En ons het gehuil, want ons mag mos, oor al die herinneringe, en Karina het geskryf oor hoe, 'n gedig, oor hoe hierdie boom nie net die huisie en al die herinneringe kom platslaan nie, maar sommer in haar hart kom val het. En die Here die laaste 2 maande is sommer net besig om deur al ons trane sommer net ons weer op te rig. En die volgende foto is hoe hy vandag lyk. En ons het net gesê, ons praat met die bankbestuurder en ons gaan vir die volgende 8 jaar wat ons daar mag bly, tot ons moet uittrek vir aftrede, gaan ons investeer in ons en ons naastes, dat ons daar verjaarsdae en Kersfees en alles hou. En julle,
dit is waarvoor ek vanoggend wil dankie sê. Dankie vir 'n nuwe begin. Dankie vir geboue wat platgeval het in ons lewens, in ons almal, vandat baie van ons mekaar gesien het. Wonde, littekens, maar dankie Here dat U nuut begin en dat U genees. En so hierdie woorde, die volgende slide, wil ek jou vir 'n minuut net tyd gee om net te dink en dan te sê, Here, dankie vir, en dan voltooi jy self die gebed. So kom ons sê vir die Here dankie. Ons het dit gesing, Here, dankie vir liefde, dankie vir lewenskrag en elke mooi dag. Dankie vir waar U ons kom plant het, as bome, as struike, as plante wat moet blom, wat moet vrug dra, en dis ons gebed. Dankie vir U Gees, dankie vir die redding in Jesus Christus, dankie vir die kruis, dankie vir U bloed, dankie vir die leë graf. Dankie vir hierdie oggend. En ons almal sê hardop, amen. Mag dit so wees. In 'n blanko gemeente wat tussen hakies vernoem is na Henry Fancourt White, wat destyds daar gebly het, plaas gehad het, en toe die locals die plek begin noem Whitey's Town, toe het hy gesê, nee, kom ons wees fancy, en ons vat die Frans van white, en dis blanco. En ons is 'n gemeenskap met wit, bruin mense meestal in daai omgewing wat Afrikaans praat, so bietjie Engels, en dan's daar 'n klomp Duitsers wat daar op die golfbaan bly. Julle weet van Fancourt en alles, en baie ouens wat kom aftree en baie golf, maar ons praat altyd, as jy kyk na die volgende slide, dat alles wat die week gebeur, wat in die gemeente gebeur, en wat hier by julle ook gebeur, dis alles dankbare geleenthede om 'n verskil te maak. Julle as Ligkruisgemeente met die massiewe voetspoor van Jesus wat julle laat, tot daar by Light of the Cross gemeente, daai kant, tot in Barberton, reg oor met julle geloofsofferbelofte. Ek is so trots om by Christa en van die ander mense te hoor, oor wat julle as 'n gemeente wat klein geword het in terme veral na COVID. Dit het by ons gebeur, ek wil vir julle sê, daai foto wat ek vir julle gewys het van blanke gemeente was amper al 'n wonderwerk vir ons oor hoe baie mense daar was, want dis asof COVID gemaak het dat mense het net heeltemal verdwyn, en net soos julle is ons bly oor die streaming op YouTube wat ons doen, want hierdie preke en eredienste gaan ver tot in Australië en Nieu-Seeland en vriende oral, en dis wonderlik. Maar nou en dan sal ek vir mense sê, julle wat nou op YouTube kyk, ons verlang na julle. Ons is nie kwaad vir julle, ons is so bly julle is deel, maar ons het lekker koffie en kom skuur bietjie skouers. So uit daai oogpunt is die dankbare geleenthede in terme van Ligkruis vanoggend, is dan ook dat ons nou ons dankoffers vir die Here wil gee. So ons gaan nou geleentheid gee dat julle rustig die offergawes opneem, en ek sien iemand wat so half sê, so vat en sê, o tog, jy gaan hierdie kan sien, ek is oortuig van hulle vat EFT's en inbetalings en IOU's. Dankie dat jy op so 'n manier investeer in Ligkruis en in die lig wat skyn in hierdie gemeenskap en verder, deur wat julle doen en julle roeping.
soos met die nagmaal wat so wonderlik is, as mens altyd vra, is iemand oorgeslaan? Is dit so mooi dat Jesus nie wil hê in terme van sy liggaam en die bloed iemand oorgeslaan word nie. Maar grappenderwys wil ek hom net vra, is iemand oorgeslaan? Is iemand hiermee oorgeslaan? Want om te gee is wonderlik in Jesus se naam. So dit is so ons wil nie enigiemand van julle moet daardie blessing mis nie. Julle, ek wil vra dat ons staan. Ons gaan 2 liedere sing. Prys die Heer. Kom ons lig hierdie dak. Die Here is my vesting, die Here is my krag. Hy's my bron en hy's my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Heer. Prys die Here, o my siel, prys die Heer, hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Heer. Die Here is my vesting, die Here is my krag. Hy's my bron en hy's my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Heer. Prys die Here, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Heer. Die Here is my vesting, die Here is my krag. Hy's my bron en hy's my redding, die een op wie ek wag. Kom ons loof en dank nou die Heer, vir al sy liefde ons bewys, ons lewens deur. Hy bewaar ons, hy maak ons vry. Hy sal vir ewig altyd in ons bly. Loof die Heer. Kom ons loof die Heer, dagliks meer en meer, vir goedheid, vir die voorreg om vandag sy kind te wees. Kom ons sing nou saam, kom ons prys sy naam, gee jou hart aan hom en hy sal ware vrede gee. Gee jou hart aan hom en hy sal ware vrede gee. Gee jou hart aan hom en hy sal ware vrede gee. Julle kan jou sitplekke inneem. Met die woorde wat nou verdwyn het, was daar darm 'n paar van julle wat baie stip na my lippe gekyk het en lippe gelees het. Dis goed. Soos wat my oorsig beter teruggekom het, het ek nog bekendes herken
die Romeins. En meneer Romein, ek het nog nie tyd gehad nie, maar toe sien ek dat jy elke nou en dan preek ook hier. En ek gaan luister en ek sal terugvoering gee, maar vir 'n skoolhoof, ex-skoolhoof en die ex-koster, dis lekker om vir jou en Katrein te sien. Dis so wonderlik. En die van 'n berg daar agter, Leon hulle en die Mulders, Gerard en Lorinda kan nie hier wees nie, en hulle is ons meestal daar in Witrifuur, maar ons sien hulle gereeld. Gerard, daar sien ek jou. Fantasties. Dis so wonderlik die vriendskap wat oor soveel jare en dat ons mekaar gereeld daar in die Suid-Kaap kan sien. Dis wonderlik. En ek het nog hier gesien vir Sonet wat die gemeente se boeke ook doen en daar's soveel herinneringe. Ek wil net weer sê terwyl ons so sing, Adrian, toe ek vir jou kyk, toe besef ek net die droom destyds saam met Suzette en Tersha Trieter hulle en saam met Karina hulle, die droom van Slanganani en die wonderwerke van daai hele plek en die munisipaliteit wat die grond gegee het. En ek wil amper sê, in 'n sekere sin is hierdie wonderlike voetspoor van Ligkruis gemeente en die impak met sending, met uitreike, het 'n groot deel gehad van jou en van Fina en ons eer haar nagedagtenis, ons sien haar eendag en dankie vir wat jy tot hier nou al diep in jou 80's nog steeds doen. Dit is my so 'n voorbeeld en dankie vir jou impak hierso. Ons waardeer dit. Vriende, ek wil vir ons bid en Here, so dankie dat U hier is. En dankie vir die geskiedenis van terugkyk ook van Middelburg Wes, Golfsig, Ligkruis gemeente. Here, dankie vir Dominee Konradi en Niels hulle en Piet Otto en Petri en die ander dominees en deur die jare, Here, en die goeie tye en die moeilike tye en die slegte tye en die fantastiese tye. Maar dankie vir vandag en dankie vir Raymond saam met die leierskap van hierdie gemeente en vir die roeping oor Ligkruis gemeente. En dat U dit volvoer. Ja, dat U net 'n Gideonsbende nodig het van manne en vroue en oupas en oumas en kinders en jong mense en elkeen net uitverkoop aan Jesus Christus. Om te midde van die uitdagings van hierdie eeu waarin ons leef, hierdie nuwe millennium al vir amper 3 dekades. En om vas te byt en te weet, die Gees het my geplant hier, geroep, om 'n verskil te maak. En dis my gebed in hierdie woord, wat ons nou mee saam gaan worstel vir 'n paar oomblikke, dat U met my, met ons elkeen sal praat, elkeen wat ook hierna sal kyk. En ons verwagting is van U alleen, Jesus Christus. Amen. Vriende, ek glo in die teenoorgestelde van toeval, dat die Here absoluut op wonderbaarlike wyse dinge bestuur. En baie van julle beleef dit met 'n dagstukkie boek byvoorbeeld, wat jy lees, of op jou app, een of ander iets wat jy elke dag lees of luister. En dan is dit soveel kere wonderlik dat daar 'n Bybelteks net dat dit so die Engelse woord spot on is vir jou situasie. So toe ek met Raymond hulle gesels en met Christa en met Rachel en Christa Myntjies, toe het ek onder oortuiging gekom, ek gaan nie nou 'n nostalgiese terugblik preek probeer doen of julle beïndruk of enige so iets nie. Ek gaan doeteenvoudig die laaste preek wat ek in Blanco gemeente gepreek het, gaan ek weer met julle deel. En hopelik is dit beter omdat dit die tweede keer is wat ek hierdie tekste op die tafel sit. En ons as gemeente is al van 2001 besig met om 'n jaar in te deel in 7 siklusse van 7 weke elk. En dan van die begin van die jaar is daar 2 weke wat nou
buite die siklusse val en dan van die eerste Sondag as die skole begin het, dan begin siklus 1 van die jaar. En die siklusse is 6 Sondae besig met 'n Bybelboek of met 'n tema, en die 7de week is die Sabbat Sondag. En op daai Sondag praat ons oor Sabbat, oor hoe God ons gemaak het met hierdie ritme van 6 dae werk, 'n 7de dag rus, maar ook siklusse in ons lewe. En hoe belangrik dit is dat ons sal rus, sal kyk na ons liggame, ons emosies, ons siel, ons gees. So dis so 'n bietjie van 'n terugkyk en 'n afpak Sondag, en dan daai week is daar geen vergaderings nie. Natuurlik behalwe vir die dominees wat nou weer moet beplan vir die volgende Sondag se dienste en so aan. En ons is tans besig met siklus 4 van hierdie jaar, en dis die Bybelboek Numeri. Volgende Sondag, môre aand, 6uur, is daar erediensbeplanning, en dan beplan ons vir die volgende 2 Sondae wat ek moet preek, en die tema is vroue van die Bybel. En ek gaan preek die eerste Sondag oor Rut, en die Sondag daarna oor Debora. En ek sal vir 1 of 2 van julle net ons Blanco gemeente George se YouTube stuur, en dan mag julle dit nie op 'n Sondagoggend kyk nie, glad nie. Julle mag dit nie live kyk nie, maar julle kan dalk nou en dan in die aande, kan julle dalk kyk of in die week. So Numeri is die woestynboek van die Ou Testament. En hierbo gaan ek julle probeer beïndruk nou met die volgende slides met so 'n bietjie Grieks en Hebreëus. So hoekom heet die boek Numeri? Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, 4de boek in die Bybel. Hoekom heet dit Numeri? Want die Griekse vertaling van die Ou Testament praat van die boek as arithmoi. En as jy daai woord hoor, dan is ek seker jy kan hoor arithmai, arithmatiek, wiskunde, en dan is dit presies waarna dit verwys, die 2 sensusse wat gehou is in die swerftyd binne in die boek van Numeri, hierdie woestynboek. Die volgende as jy die Hebreëus sien, is die Hebreëse woord bemidbar, wat beteken in die woestyn. So eintlik moet die boek se naam wees woestyn of woestynboek. En daardie woorde in die woestyn kom meer as 40 keer voor in die boek Numeri. So hierdie is die verhaal van Israel se reis met God, van die berg Sinai tot by die kant van die beloofde land, en dan die 40 jaar daarna. En ek wil dat ons vanoggend saam lees uit hoofstuk 13 en 14. Ek gaan vir julle alles wat ek lees hier voorgooi, bietjie rondspring, en dis die 2020 vertaling. Die opskrifte, die 2 opskrifte in hoofstuk 13 is verkenning van Kanaan, en dan is hoofstuk 14 die klagtes van die volk. So kom ons lees, vers 1. Die Here het met Moses gepraat en gesê: Stuur vir jou manne uit, sodat hulle die land Kanaan, wat ek vir die Israeliete gaan gee, kan verken. 1 man uit elk van die stamme van hulle voorouers, elkeen van hulle 'n leier, moet julle stuur. Moses het hulle op bevel van die Here uit die Paran woestyn gestuur. Almal van hulle was manne wat leiers was onder die Israeliete. En dan word hulle gelys in detail, jy kan daarna gaan kyk. En vers 21 sê dan, hulle het opgetrek en die land, hierdie beloofde land, Kanaan, het hulle gaan verken. Vers 25, hulle het aan die einde van die 40 dae van hulle verkenningstog van die land teruggekeer. En hulle het gegaan en dan nou by Moses en Aaron en die hele volksvergadering van die Israeliete by Kades in die Paran woestyn aangekom. Hulle het aan hulle en die hele volksvergadering verslag gedoen en aan hulle die land se vrugte gewys. Hulle het vir Moses vertel en gesê: ons het in die land aangekom waarheen U ons gestuur het. En verder, dis 'n land wat oorloop van melk en honing. En hier is van die land se vrugte. En julle sal dalk onthou in die kinderbybel was daar mos so 'n tekening van 2 manne met 'n massiewe paal en dan is daar sulke druiwetrosse wat hang aan die ding. Nou ek kan nie bevestig of dit nou so groot was of nie. Maar hulle sê die volk wat in daardie land woon is egter baie sterk. Die stede is versterk en baie groot. Ons het ook afstammelinge van die Enakiete daar gesien. En julle gaan nou sien hoekom hierdie woord Enakiete almal onmiddellik bang maak. Die Amalekiete woon in die suidland, die Hetiete, Jebusiete en Amoriete woon in die bergwêreld, terwyl die Kanaaniete by die see en langs die Jordaan woon. Maar Caleb het die mense by Moses stil gemaak en gesê:
Ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan sonder twyfel die oorhand daaroor kry. Maar die manne wat saam met hom opgetrek het, het gesê, ons kan nie teen daardie volk uittrek nie, want hulle is sterker as ons. Hulle het toe onder die Israeliete 'n gerug versprei oor die land wat hulle verken het. En voordat ons nou die gerug, 'n gerug is in Engels 'n rumor, dis soos 'n WhatsApp wat oral geforward word. As jy hom kry, dan sien jy klaar, forwarded many times. En dan is dit iets wat jou bang maak en jy begin onmiddellik te Google, is dit die waarheid? En vrees, dis wat gerugte doen. En gewoonlik is dit nie die waarheid nie. En dit maak almal op hol en almal hardloop rond en versprei dit. En dan kom ons later agter, maar dit was nie die waarheid. So wat is hierdie gerug? Dit is die land waardeur ons getrek het om te verken, is 'n land wat sy inwoners vernietig. Al die mense wat ons daar gesien het, is groot manne. Daar het ons reuse gesien. Die Enakiete, skryf die skrywer vir ons hierso, stam uit die reuse. So daai woord, die Enakiete, die reuse. Ons was in ons eie oë soos koringkrieke. Ons was soos muggies in hulle oë. En dan spring ons na hoofstuk 14, die klagtes van die volk. Want hier's nou die gerugte, die Enakiete, alles, en hulle hoor, goed, daar's een of twee ouetjies wat nou sê, nee, ons moet, want die hoofstuk begin. Die Here het gesê vir Moses, stuur verspieders uit, om die land te gaan verken wat ek aan julle gaan gee. God se belofte. God se opdrag, gaan. Vers 1. Die hele volksvergadering het toe hard uitgeroep en die volk het daar die hele nag gekerm. Al die Israeliete het by Moses en Aaron gemor en die hele volksvergadering het vir hulle gesê, het ons maar in Egipte land gesterf. En tussen hakies, wat is Egipte? Dis die land van boeye, van slawerny, van werk, van geen regte nie, van swaar, dekades lank, swaar. Maar hulle sê, het ons maar gesterf in Egipte land. Het ons maar in die woestyn gesterf, terwyl ons dan nou getrek het. Die woestyn tussen hakies, waar hulle wat beleef het. Eers die 10 pla, die wonderwerke, dan die Rooi See. Hulle beleef die voorsiening van God, die manna, die kwartels. Hulle sien bonatuurlik keer op keer God wat werk en wat hierdie opdrag gee en sê ek gee vir julle hierdie land. Maar hulle sê het ons maar gesterf. Waarom bring die Here ons na hierdie land? Is dit net om deur die swaar te val? Ons vroue en ons jong kinders, hulle gaan buit word. Is dit nie vir ons beter om na Egipte terug te keer nie? En hulle sê toe vir mekaar, kom ons wys 'n leier aan en gaan terug na Egipte. Moses en Aaron het op hulle gesigte neergeval voor die hele byeenkoms van die volksvergadering van die Israeliete. Die simboliek is, dis rou, dis ontsteltenis. Hulle kan nie glo wat hier gebeur. Hierdie opstand, hierdie vuisbal teen God. Hulle val op hulle gesigte neer. Joshua, seun van Nun, en Caleb, seun van Jefun, 2 van die wat die land verken het, wat doen hulle? Hulle skeer hulle klere, 'n teken van rou, oor wat? Oor die ongeloof om hulle, oor wat hier gebeur, die opstand, die rebellie, nie teen Moses of teen hulle nie, nee, die rebellie teen God self. En hulle het vir die hele volksvergadering gesê, die land wat ons deurkruis het om dit te verken, is 'n buitengewoon goeie land. As die Here ons goedgesind is, sal hy ons in hierdie land inneem en dit vir ons gee, 'n land wat oorloop van melk en honing. Teen die Here moet julle net nie in opstand kom nie. Julle moenie bang wees vir die volk van die land nie, want hulle is 'n maklike prooi vir ons. Hulle beskutting het van hulle gewyk en die Here is met ons. Moenie vir hulle bang wees nie. Toe die hele volksvergadering het hulle gedreig om hulle met klippe dood te gooi. Toe het die heerlikheid van die Here in die tent van ontmoeting aan al die Israeliete verskyn. En die Here het vir Moses gesê, hoe lank gaan hierdie volk my minag?
Hoe lank gaan hulle my nie vertrou nie, ten spyte van al die tekens wat ek onder hulle gedoen het? Vers 20, dan is dit so mooi hoe Moses, amper net soos destyds as ons dink aan Sodom en Gomorra, hoe daar gepleit word deur van God se mense vir die volk, vir God se kinders. Dan pleit hy. En hy sê, Here, in hierdie hele wêreld van ons is U, Jahwe, Elohim, U naam. Die God van hierdie volk is verbind aan hierdie mense, hierdie opstandige mense. Maar U het hulle gekies. En hulle gee my grys hare, sou arme Moses sê, as jy dink aan hoe hy later met woede, in plaas van om te praat met die rots vir water, dat hy sê, maar moet ons vir julle water gee, in plaas van dat God dit sal gee, en dat hy praat en hy slaan, en die meeste van ons sê, maar ons het soveel simpatie met arme Moses, met hierdie mense. Maar hy tree in vir hulle en sê, Here, U het hulle gekies, U het gesê, U stap 'n pad met hulle, en dan is dit so mooi, dat die Here sê, Moses, ek vergewe hulle, soos jy versoek. Maar aan die ander kant, so seker as wat ek leef, en so seker as wat die heerlikheid van die Here die hele aarde vul, niemand van al die manne wat my heerlikheid en my tekens gesien het, wat ek in Egipte en in die woestyn gedoen het, en my nou al 10 keer uitgedaag het. 10 massiewe insidente van totale opstand. Nie van ek en jy wat iets verkeerds doen en dadelik sê, ag Here, ek is so jammer, vergewe my. Nee, doelbewus beplande rebellie teen God. Nie een van hulle sal die land sien wat ek aan hulle voorouers met 'n eed beloof het nie. Ja, almal wat my minag, sal dit nie sien nie. Maar, vers 24, wat my diensknegt Caleb betref, omdat hy 'n ander gees, 'n ander gesindheid openbaar het, en my met volharding gevolg het, sal ek hom inbring in die land waarin hy gekom het. Sy nageslag sal dit in besit neem. Vriende, hierdie is God se 40 dae eksamen gewees vir sy kinders. Na verskeie wonderwerke alreeds wie hulle moet sien wie hy is, om hom te vertrou. Ja, moeilike tye, in 'n woestyn, tawwe tye, reuse ensovoorts. Maar dis opnuut 'n geleentheid vir God se kinders om te groei in hulle pad, hulle pelgrimstog saam met God. Die 12 leiers verteenwoordig die 12 stamme in hierdie uitdaging. En Moses bestudeer as ware elkeen se CV, hulle word gelys wie hulle is, maar uiteindelik kom hulle terug met 'n meerderheidsverslag. En 10 van die 12 onderteken hierdie verslag wat hulle indien by Moses. En hierdie verslag, nommer 1, wys vrees vir mense, vir die reuse, en nie hierdie vertroue, heilige respek vir God nie. Die tweede wat dit wys is hulle ongeloof. Hulle onderskat God, meer nog sien ons in die insidente, hierdie ander 10 wat ook opgeteken is vroeër in Numeri en die res van die Bybel. Dis 'n ongeloof wat God onderskat, hom verag, weier om hom te vertrou, te tart, minag. Dis wat hulle doen. Dink maar ons as ouers met ons kinders. Ja, daar's tye van beklei. Maar waarvoor ons altyd bid is ten minste dat daar, ek is jammer pappa, ek is jammer mamma. En daar's versoening. Selfs as mens by familiegeleenthede kom en jy kom agter dat daar 2 broers of 2 susters of ouers en kinders vir dekades nie gepraat het nie, kan ons altyd bid en die gees van die Here kom. En deur jare gebeur daar by tye versoening, met 'n oproep, met iemand, een van julle wat byvoorbeeld die inisiatief neem en sê, maar my broer, dis al 10 jaar, ons kan nie so aangaan nie. Die Gees maak mense se harte sag, sodat ons kan om vergifnis vra, ons aandeel kan bely, en dat die Here hierdie tipe versoening bring. Maar dis wat die Here ook wil hê by jou en my. Ja, hy red ons, en daar's tye wat ons eie paaie loop en nie syne nie, maar altyd sê hy, kom na my, kom terug. Die verlore seun. Hulle almal is welkom as jy met daai gees, daai gesindheid kom
Nie van betoog en in Engels aandring en demand nie. Nee Here, genadebedelaar, asseblief, U ken my. Ek kan niks wegsteek nie, vergewe my. Dit is die gesindheid wat maak dat die Here sê, maar natuurlik my kind. En jou omarm en jou omhels en jou vergewe en daar weer 'n nuwe begin kan wees. Maar met hierdie volk sê die Here, daar's niks daarvan nie. Daar's 'n hardheid en hulle tart hom en hulle minag hom. Derdens sou ons kon sê dat hulle is verteer met hulle menslike swakhede en aardse vrese. Daai emosie wanneer jy in 'n krisis is van veg of vlug of vries, hierdie ouens wou veg of vries of hardloop en het nie toegelaat dat in terme van hulle geloof en hulle vertroue en hulle brein as ware vir hulle kan sê, maar word stil my hart wat nou so pomp en bang is. Want kyk wat het God al gedoen. En ons bemoedig mekaar en versterk mekaar en sê ons kan glo in hierdie Here. Hulle kyk na God deur die lens van die reëse. Hulle sien die reëse en daarom in 'n sekere sin krimp hulle God. Asof hy nie groter is as die reëse nie. Hierdie 40 dae eksamen word 'n 40 nagmerrie jare beproewing. Wanneer realistiese meerderheidsverslag word aanvaar deur die volk, ja, kan julle sien, ek het so mooi in rooi geskryf op die volgende slide, daar het vergifnis gekom. Maar ongelukkig, wys die volgende ene, dat daar ongelukkige gevolge was. Basies vir daardie geslag van leiers, feitelik almal behalwe 2 en hulle nageslag, was daar gevolge. En julle weet hoe dit werk. Daar's altyd vergifnis en nuwe lewe deur die bloed van Jesus Christus vir God se kinders. Daar is, maar daar's tye wat jou keuses, die gevolge daarvan soos littekens is wat jy altyd sal dra. Daar's keuses in jou lewe wat verhoudinge vernietig het wat nooit weer herstel kan word nie. Daar is mense wat in tronke betaal vir hulle dade, wat intussen Jesus se vergifnis ontvang het. Maar hulle moet nog steeds daardie prys betaal. So loop ons almal by tye met littekens rond van keuses wat nie die Here se skuld was nie, ons eie, wat daar gevolge was, wat hy vergifnis gee. Maar daar was gevolge wat ons oor onsself gebring het. Dan julle gaan ons vir die laaste paar minute kyk na hierdie 2 manne wat die minderheidsverslag, die verslag van geloof onderteken. Joshua en Caleb. En natuurlik oor Joshua weet ons dat hy uiteindelik die volk se leier word en oorneem by sy voorganger, by Moses, en dat hy die volk die beloofde land inlei. So ons weet baie oor hom in die woord, maar ek wil daarom net fokus nou op Caleb. En Caleb, kan julle sien daar 'n paar dinge oor hom. Hy was 'n leier van Juda, hy het sterk oortuigings gehad, hy was vasberade. Hy glo onwrikbaar in God en hy is vreesloos. In Numeri 14, vers 9, is die opskrif en sommer die slot ook van die minderheidsverslag. Daar staan, die Here is by ons. Moenie vir hulle bang wees nie. En ons wat leef nadat die Messias gekom het, weet dat Jesus aangekondig is as Immanuel, God met ons. En dat hy aan die einde, as hy sy disippels groet en hulle uitstuur die wêreld, en dan sê hy, dit gaan moeilik wees. Ek stuur julle uit so skape tussen wolwe. Maar weet, ek is met julle tot die volëinding. Immanuel, God met ons. Hierdie 2 manne van God, gewone mense soos ek en jy, met dieselfde tipe bloed, manne, gewone manne, wat geroep is en 'n roeping het, hulle sien ook die reëse, soos die ander 10. Maar hulle maak nie asof die reëse nie bestaan nie, so hulle praat nie die reëse weg nie, en sê nee, praat net positief en ons kyk net weg in daai rigting, nee. Hulle sien dieselfde werklikheid as almal anders, maar hulle perspektief is anders. Die bril wat hulle opsit is,
Ek kyk op, ek kyk na God. Ek weet wie hy is. My vertroue is nie in myself, my eie vermoë, die wapens wat ons het, die moed wat ons het, nee. My vertroue is in God alleen. Hulle kyk na die reëse, deur die lense, deur die bril van God. Die waarskuwing vir jou en my, ons wat weet dat Jesus die dood oorwin het, dat ons aan hom behoort, dat die Gees in ons is om ons te bemagtig, om ons lewensroeping uit te leef. Die waarskuwing vir ons is dat ons soos daai 10 manne leuns glo. Dat vrees die hartse stem word in ons lewe. So wanneer vrees daai hartse stem is, waar dit die megafoon is wat jou ore het, en nie God se stem deur sy woord en deur sy kinders nie, dan begin uitdagings, die reëse van die lewe groter lyk as wat hulle werklik is. Wanneer geloof, wanneer die Gees se fluistering in jou lewe deur die woord, wanneer dit die hartse stem word, begin ons onthou wie God is en wat hy reeds gedoen het. Vir Joshua en Caleb kon hulle onthou, hy het ons gered uit die land van slawerny. Hulle onthou die bloed teen die deurkusyne. Vandag kan ek en jy onthou die bloed van Jesus Christus. Dat hy ons gelei het uit die land van sonde, ons eie Egipte. En ons vrygemaak het toe ons lewe gee aan Jesus Christus. Hy vul ons met die Gees en hy lei ons deur die woestyntye, ja, na 'n beloofde land. En miskien soms beleef ons 'n beloofde land, 'n tuiskoms hier op aarde met 'n klein letter B. Maar ons weet dat ons uiteindelike pelgrimstog is na die beloofde land met 'n hoofletter B. Die nuwe Jerusalem, die nuwe aarde, die nuwe hemel wat gaan kom. Dit vul ons met hoop en met moed. Ons sien wat hy reeds gedoen het. Al sou jy vir my kom bewys dat in jou lewensgeskiedenis daar nou nie juis veel is wat God vir jou gedoen het nie, sal ek jou wys na 2000 jaar terug, die kruis op Golgotha en die leë graf. Al was dit al wat Jesus Christus vir jou gedoen het, is dit meer as genoeg vir 'n aardse lewe en vir die ewige lewe eendag. Ons onthou wat hy gedoen het en dit gee ons moed vir vandag en vir môre. Geloof in die Vader, Seun en Gees beteken nie dat ons geen vrees ervaar nie. Geloof beteken dat ons God meer vertrou as wat ons vrese vertrou. En dit staan oor en oor in die Bybel, van Genesis tot Openbaring. Hy herinner ons telkens, moenie bang wees nie, ek is by julle. Jesaja 41 vers 10, moenie bang wees nie, want ek is by jou, moenie vrees nie, want ek is jou God, ek versterk jou, ook help ek en ondersteun ek jou, met my seëvierende, oorwinnende hand. Johannes 14 vers 27, Jesus sê, vrede, shalom, die volmaakte vrede, laat ek julle na. My vrede gee ek julle, ek gee dit nie vir julle soos die wêreld dit gee nie. Laat julle harte nie ontsteld en bang wees nie. Dit beteken, ek en jy, mag dit waarvoor ons bang is, ons grootste vrese, die reëse in ons lewe, die reëse uitdagings, daardie siekte wat begin met die letter K, wat dalk al oor jou uitgespreek is. Reëse wat jou liggaam bedreig. Die seer, die uitdagings, die versoekings, die land, die ekonomie, ons kinders, is daar 'n toekoms, wat dit ook al is, daar's soveel reëse wat ons bang maak. Wat maak dat ons vreesbevange leef en nie leef vanuit God se seëvierende hand. Die Here sê, jou lewensverslag in hierdie oggend aan hom mag begin met Numeri 14 vers 9. Die Here is by my, hy is by ons gesin, by ons gemeente, by ons gemeenskap. Ons sal nie bang wees vir die reëse nie. Ons mag die oortuiging hê, ja, die reëse van hierdie wêreld is groot. Daar is groot uitdagings en ons voel baie maal klein. Maar God
is groter. Hy is die kern van hierdie heelal, die bron van liefde, die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed en mooi is. Die reuse wat ons elkeen bedreig, is groot, maar God is groter. Die reuse wat die land, dink maar aan ons land, Suid-Afrika, met al die uitdagings, wat hierdie land bedreig, is groot, maar God is groter. Ek wil dat ons afsluit en luister vanoggend na 'n lied wat jy dalk al baie goed ken. Joe Black het onlangs ook die lied weer opgeneem, maar hierdie lied van Joe Niemand is gegrond op Psalm 91. En dit herinner ons, geloof beteken nie, daar is geen gevaar of uitdagings nie, maar dat ons veilig is in God se sorg en teenwoordigheid. Ek sal nie bang wees nie, nie vir die reuse nie, nie vir die uitdagings nie, want ek behoort aan my verlosser, Immanuel, God met ons, Jesus, die Christus, die verlosser. Kom ons luister na Joe se lied. Ek dink as jy hom net na die volgende slide toe gaan, behoort hy te speel. Ek is bang vir die slange. Ek is bang vir my verlede en vir baie goeders my gebeur het toe ek 'n kind was. Ek is bang om voor mense te wees en om voor mense te praat. Ek is bang dat my ma en pa iets oorkom en ek met Boeties alleen is. Geweld, moord, ouers wat weggeneem word, families wat uit mekaar uitval. Hy wat in die skadu van die allerhoogste sit, in die geheime plek, sal vir God kan sê, U is my bergvesting, my toevlug, op wie ek vertrou. Want U sal my kom haal by die diepste donker plekke waar ek omring word deur die doodsgevaar. Ja, U vlerke van my toe onder die troue vleuels vind ek my skuiling. Die vure is my skuld, my bevryding. Ek sal nie bang wees nie vir die onheil in die nag of verwoesting in die dag. Ek sal nie bang wees nie of alle 1000 aan my sy of 10.000 hier langs my. Ek sal nie bang wees nie. En hier kruip ek weg in die hoogtes by die hoogste. Alles veilig in die hand. Buite die bereik van die vyand en sy magte, omring deur engele aan elke kant. Want U laat my dra, veilig oor alles wat verskeer, vergiftig, begrys elke aanval wat op my gerig is. Ek sal nie bang wees
sal nie bang wees nie vir die onheil in die nag of verwoesting in die dag. Ek sal nie bang wees nie of alle duisend aan my sy of 10.000 hier langs my. Ek sal nie bang wees nie. Vader, Seun, Heilige Gees, dankie vir hierdie kosbare woorde wat echo, wat Ek is soveel bang. engele deur die jare al gesê het. Dankie, Here, dat keer op keer die engel van die Here sê vir geroepenes, moenie bang wees nie. Dat U dit gesê het daar toe U verskyn aan die disippels, moenie bang wees nie. My vrede gee ek aan jou. En Here, vanoggend sê ons jammer, vergewe ons die tye in ons lewe wat ons soos die 10 mensvreesende, reusvreesende verspieders wegkyk van U. Soos Petrus kyk na die golwe en nie kyk in U oë, Jesus nie. Jammer, Here, want ons weet U wil dat ons op water sal loop met ons oë op Jesus. So daarom, Here, kom ons as U kinders in hierdie oggend met oop hande, sê ons, Jesus Christus, hier is ek. Vat my, vergewe my, verander my. Wil U identiteit, dat ek 'n Jesus-volgeling is, opnuut kom stempel in my lewe. My verander meer en meer soos Jesus, deur die krag van die Gees, elke dag meer soos Jesus. Kom dan, Here. En hierdie reëse in ons lewens, ons kom sit dit aan U voete neer, ons vrese, ons bangwees, ons uitdagings, die groot reëse in ons lewens, in ons land, in hierdie wêreld. Jammer, Here, dat ons op hulle gefokus het en nie op U nie. Kom dan, Here Jesus, deur die Gees en bring genesing, bring nuwe lewe. En ons wil sê, ons sal nie bang wees nie. Want Immanuel is by ons, God drie-enig. Amen. Ek wil vra dat ons staan en ons gaan net 2 kort liedere sing. Soek allereers die koninkryk van God en dan Jesus groot bo almal met daai wonderlike halleluja koor. Kom ons staan. Soek allereers die koninkryk van God, soek na die wil van die Heer. Alles wat nodig is, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Halleluja, 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 amen, amen. Jesus groet bo almal. Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, lewende woord. Halleluja, 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 halleluja.
Ek wil die seën van die Here uitspreek en met die woorde van Numeri wil ek jou seën. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. En ek wil vir julle sing wat ons dikwels sing daar in Blanco gemeente. En hulle sê ek moet dit oor die ene doen. Die Here seën jou en hy beskerm jou. Hy skyn sy lig oor jou lewe. Hy sal genadig wees en altyd naby wees. Hy gee jou elke dag sy vrede. Almal saam. Amen. 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 Ek wil vir julle nog 'n laaste dingetjie wys. Ons het in die gemeente het ons hierdie jaar aan die einde het ons uitgaan woorde en ek wil jou uitnooi om dit saam met my hardop te sê in Blanco gemeente se feesjaar dat ons hierdie sê en as dit klaar is dan kan ons na buite beweeg en saam kuier, hopelik hier onder en dit sal so wonderlik wees as julle vir my en Karina kom groet en ons kan praat en as daar van julle wat nog kwaad is vir ons 20 jaar later, julle kan maar net sê en ons sal sê ons sal nie weer nie. Dankie julle, dankie Raymond, dit was so 'n fees saam met julle. En so kom ons sê, soos wat hulle vanoggend nou juis hierdie tyd sê daar in Blanco gemeente, ons vier dankbaar fees waar ons is, wanneer ons daar is. Dankie, ek hoop julle het 'n wonderlike dag, 'n wonderlike week, tot ons mekaar weer sien.